Hallo almal en baie welkom. So, is julle reg om julle kennis oor water in Suid-Afrika 'n bietjie te toets? Ons gaan vandag 'n lekker vinnige vasvraag doen, net om jou heeltemal reg te kry vir daai eksamen. So, dink jy jy's 'n waterkenner? Kom ons kyk. Hierdie is jou kans om te wys wat jy weet en dalk sommer iets nuuts ook te leer. So, kry daai denkkoetjies op want ons spring sommer dadelik weg. Goed, ons eerste ronde. Hier gaan ons alles kyk oor waar ons water vandaan kom. Is julle reg? Hier kom die eerste vraag. Vraag nommer 1. Noem 2 natuurlike stroomwaterbronne wat mense gebruik. En die antwoord is riviere, strome of fonteine. So as jy enige 2 van daai gehad het, wel gedaan, jy's 100% reg. Dis waar water sommer net van self in die natuur vloei. OK, hier's vraag nommer 2. Wat is die verskil tussen 'n put en 'n boorgat? Die antwoord sien jy, lê in hoe diep hulle is. 'n Put is redelik vlak. Vlak genoeg dat jy sommer 'n emmer kan gebruik om die water uit te skep. Maar 'n boorgat, nee, hy's baie dieper. So jy het 'n pomp nodig om daai water al die pad van onder af bo te kry. Nou vir vraag 3. Wat is 'n mensgemaakte manier om water te kry wat 'n muur oor 'n rivier behels? Jep, jy het dit. Damme, dis deur die reuse mure wat ons oor riviere bou om tonne water op te gaar vir later. Fantasties. En die laaste vraag in hierdie ronde, nommer 4. Wat bring water na plekke waar daar geen riviere, boorgate of krane is nie? Dis reg, waterlorries. Hierdie groot trokke is so belangrik, want hulle ry water aan na gemeenskappe wat ver van enige ander waterbronne af is. Byk werk met daai eerste ronde julle. Kom ons beweeg aan na ronde 2. Nou gaan ons bietjie kyk na die water se reis tot by jou huis. Hoe word dit skoongemaak en hoe kom dit by jou kraan uit? Vraag nommer 5. Wat is die doel van die watersuiweringsentrum? Die antwoord is eintlik eenvoudig: om die water skoon en veilig te maak. Dis hulle belangrikste werk, om seker te maak daai water wat by ons huise uitkom, is veilig genoeg vir ons om te kan drink. Vraag 6. Watter chemiese middel word by water gevoeg om bakterieë te vernietig? Chloor, dis die een. Dis 'n spesiale chemikalie wat hulle byvoeg om al daai nare kieme en goggas dood te maak, sodat ons nie siek word nie. Vraag 7. Nadat die water skoongemaak is, waar word dit gestoor? Reg so. Dit word in 'n massiewe tank gebêre wat ons 'n reservoir noem. En van daar af word dit dan deur pype na al ons huise toe gepomp. Goed, vraag 8 is 'n belangrike een. Noem 2 redes waarom mense water nodig het. Daar's so baie redes, maar die heel belangrikstes is natuurlik om te drink en aan die lewe te bly, om ons kos mee te kweek en natuurlik om onsself skoon en gesond te hou. Enige 2 van daardie antwoorde is perfek. Vraag 9. Wat is een van die grootste waterprobleme in baie plaasgebiede? Ja, dis 'n groot uitdaging. In baie plattelandse gebiede is dit glad nie so maklik soos om net 'n kraan oop te draai nie. Soms moet mense regtig ver stap om by skoon water uit te kom. En die laaste vraag vir hierdie ronde, nommer 10. Noem 2 maniere waarop die regering mense help om water te kry. Gelukkig word daar hard gewerk om te help. Hulle help deur goed soos boorgate te bou, groot watertanks te verskaf en openbare krane in klein dorpies te installeer sodat al hoe meer mense makliker by water kan uitkom. Julle doen briljant. OK, ons is halfpad. Nou dat ons weet waar water vandaan kom en hoe dit by ons uitkom, kom ons kyk 'n bietjie na ons eie deel. Ronde 3 gaan alles oor hoe ons water kan spaar en stoor, want elke druppel tel. Hier is vraag 11. Noem 2 maniere om water te spaar terwyl jy jouself was. Hier is 2 baie maklike maniere. Draai daai kraan toe terwyl jy jou tande borsel. Dis 'n groot een. En probeer om 'n vinnige storte te neem in plaas daarvan om 'n bad tot bo toe te vul. Elke klein bietjie help, regtig. Vraag 12. Noem 2 maniere waarop jy water kan hergebruik. Dis nou slim maniere om water 'n tweede lewe te gee. Daai water waarmee jy groente gekook het, dis vol goeie goed vir jou plante. En om reënwater in 'n tank op te vang vir die tuin is 'n absoluut fantastiese idee. Vraag 13. Hoekom is dit belangrik om water te stoor? Die antwoord is eenvoudig, maar so belangrik. Verdroogtes. Ons land kan baie droog wees, so ons moet slim wees en water stoor vir daai tye wanneer die reën min is. En die laaste vraag vir hierdie ronde, nommer 14. Noem 3 maniere waarop mense water stoor.
Daar is hope opsies, van klein goedjies soos emmers en kanne in die huis tot groot watertanks in die tuin en dan natuurlik daai reuse damme wat water vir hele stede kan stoor. Enige 3 van hierdie is 'n perfekte antwoord. OK, ons is by die laaste ronde. En hierdie is 'n baie belangrike een. Ons gaan nou gesels oor waterbesoedeling en riool en hoekom dit so krities is dat ons water skoon hou. Kom ons begin met vraag 15. Wat is riool? Eenvoudig gestel, riool is maar net al die vuil water wat van ons huise afkom. Dink aan die toilet, die bad, die stort en die kombuiswasbak. Vraag 16. Noem 2 maniere waarop water deur huise en plase besoedel word. Jep, by ons huise is dit goed so seep en skoonmaakmiddels wat in die dreine afspoel, en op plase kan dit weer dinge soos plaagdoders en kunsmis wees wat in ons riviere en damme beland. Vraag 17. Noem 2 maniere hoe water by 'n rioolsuiweringsaanleg skoongemaak word. Gelukkig is daar 'n slim proses om dit reg te stel. Dis 2 stappe. Eers gaan die water deur spesiale sandfilters, amper soos 'n groot sif, om al die vaste stukkies uit te haal. Dan word chemikalieë soos chloor weer bygegooi om daai laaste onsigbare kieme dood te maak. Vraag 18. Wat gebeur met die water nadat dit by die rioolsuiweringsaanleg skoongemaak is? Wel, nadat dit heeltemal skoongemaak is daai water veilig genoeg om terug te gaan na die natuur toe. So, dit vloei dan terug in ons riviere of in die see. Ons is amper klaar. Vraag 19. Hoekom moet mense waterbronne beskerm? Hierdie is seker die belangrikste vraag van almal. As ons nie ons water beskerm nie, maak die besoedeling mense en diere siek. En nog erger, ons kan op 'n punt kom waar daar nie genoeg skoon water vir almal is nie. En hier is dit, die heel laaste vraag van ons vasvra, nommer 20. Wat is die grootste waterprobleem wanneer te veel mense in stede woon? Dis eintlik 'n dubbele probleem. Eerstens, daar is net so baie mense wat water nodig het en dit plaas geweldige druk op die stelsel. En tweedens, die riviere naby hierdie groot stede is dikwels al reeds besoedel, wat dit nog moeiliker maak om genoeg skoon water vir almal te kry. En dit is dit. Jy het dit gemaak. Sjoe, fantastiese werk om deur al 20 vrae te kom. Ek hoop jy voel nou sommer baie meer selfversekerd oor alles wat jy van water weet. Kom ons vat net gou vinnig saam. Onthou die 4 hoofpunte. Waar ons water vandaan kom, hoe dit skoongemaak word, hoekom ons moet spaar en hergebruik en hoe belangrik dit is om besoedeling te stop. So, hier is my laaste vraag aan jou, en dien is nie vir punte nie. Dink 'n bietjie, wat is een klein dingetjie wat jy vandag nog kan doen om ons kosbare water te help beskerm? Baie sterkte met die eksamen, jy gaan briljant doen. Totsiens!